Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, ons is opgewonde oor die dinge van die Here. En ja, daar is so baie goed wat gebeur wat mense van hoor en nie altyd verstaan hoekom dit gebeur nie, maar ja, soos die Bybel reg verstaan, dan leef ons in die laaste tyd, ons is die laaste generasie. So ja, baie mense is bekommerd oor die toekoms. Wat hou die toekoms ons in? Ek glo ons hoef regtig bekommerd te wees oor die toekoms as jou lewe met die Here reg is nie. Want as ons lewens met God reg is, dan waaroor ons bekommerd, want as ons huis toe gaan as die Here toe, dis waarvoor ons lewe. So die Here is werklik waar, maak mense opgewonde. Ek sit net so en dink, hoeveel van ons bure weet werklik waar soos kinders van die Here. Hoeveel van ons familie weet ons is kinders van die Here. Ek het nou net tot een keer gekom het. My broer was ook in 'n baie groot werksongeluk geweest. En beide se bene was erg beseer geweest. En toe ek by hom gaan kuier, toe sê ek voor so sit ek wil net veel bid en ek bene gevat op hom gebid. En so die pyn het byna geword, die bene was nog maar steeds krom en skeef en die littekens en alles was nog altyd daar. Maar net die idee, ek het vir hom gebid en het geweet ek is 'n kind van die Here. En ja, ek dink my grootste gedeelte van my familie vandag weet ek is 'n kind van die Here. Al my vriende weet ek is 'n kind van die Here. Vriende wat ek het, want sodra jy 'n kind van die Here word, as jy brandwynbottel in die asblik beland, dan is jou vriende, sogenaamde vriende by die hek uit. So jy het nooit regtig vriende. As jy 'n kind van die Here is, jy het 'n vriend, dan het jy 'n vriend in die Here. Ek onthou, ek het een vriend, in Potchefstroom, ons het al die jare saam groot geword. En hy dien die Here voluit, ek dien die Here voluit, ons albei was in dieselfde skool, ons het saam groot geword, ons het saam gewerk, totdat hy op 'n tyd weggebreek het na ander werk toe en ek gaan gou met die mynbedryf. Maar ons dien nog steeds die Here. Hy dien die Here in Potchefstroom, ek dien die Here in Palabora. Maar ons altyd is kinders van die Here, dis vriende, dis iemand waartoe ek kan kyk en weet wie uit sy lewe met die Here reg gemaak, wat belangrik is. En hoeveel van ons het daar ooit 'n traktaatjie vir iemand gegee, of vir iemand het gesê, weet jy wat, Jesus is lief vir u. Want as jy nog nooit vir iemand gesê, die Here is lief vir u, hoe kan jy jouself 'n kind van die Here noem? Want dis wat die Here van ons verwag, om ons liefde van God in ons uit te dra, en vir die wêreld daar buite te wys dat ons is kinders van God. En die Here is werklik waar lief vir elke broer en suster. Dit maak nie saak wie jy is, wat jy is nie. Daar is nie een sondaar in die wêreld wat so sleg is vir die Here nie. God het almal lief. Hy is nie lief vir hulle sondes nie, maar God het u lief. Dis wie belangrikste is die liefde van die Here in ons en in hom. Ek dink die Here se hart bloei om te dink daar so min mense wat werklik waar opkyk en sê, Here, dankie. Dankie dat u my lewe gered het. Daai skrif bly net in my kop vassteek waar hy sê, en hy staan met uitgestrekte hande en wag net vir ons, sodat ons in sy hande kan val en besef die groot liefde wat ons al die jare gemis het. My broers en susters, daar is die geld wat die heerlikheid van die Here kan koop. Daar is niks wat die liefde van God in jou hart kan vervang nie. Daar is niks nie, daar is net nie. Alles wat daar was, wat toe ons jong was, wat ons geprobeer het. As jy gehoor het, hierdie ding sit jy op 'n trip, het jy dit geprobeer. As jy hoor, hierdie ding sit jy op 'n trip, het jy dit geprobeer. Wel, ek weet, ek het alles in my lewe geprobeer. En kom ek sê vir eerlikwaar, die liefde van die Here is by verre die beste ooit uit. En die belangrike vir alles is, dis gratis, dis die liefde van die Here, dis sy genade wat hy uitstort op ons lewens, as ons net ons harte oopmaak en sê, Here, hier is ek. En ek was net te sleg vir die Here nie.
Alhoewel ek nooit gedink het dat die Here ooit my pad langs sou gekom het nie, omdat ek nooit eens aan die Here gedink het nie. Maar God het 'n plan vir jou en vir u en die gesin, nog voordat ons, hy sê voordat jy in die moederskoot was, het ek klaar 'n plan in jou lewe. Maar die ding is, daai plan kan alleenlik volbring word as ons die Here in ons lewens toelaat. Die plan is daar, want almal wil altyd weet, maar hoekom? Die plan is daar, maar hoekom laat ons die Here toe in ons lewens nie? Want sodra ons die Here in ons lewens toelaat, dan kan God sy plan in ons lewens volbring. Hy kan dit volmaak. Hy kan met ons dan doen wat hy nog al die jare wou gedoen het. Maar ons wil nie oopmaak nie. Ons wil nie erken, Here, ons het nie nodig nie. Ons wil nie erken en sê, Here, daar is niemand soos u nie. My God, Here, ek wil nie erken om te sê ek het nooit die stem gehoor nie. Ek wil nie hoor dat iemand vir my moet sê ek moet uit die dinge van die Here luister nie. Ek wil net in die wêreld wees. Ek wil nie hoor oor die dinge van die Here nie. Maar as die noodroep, my broers en susters, as die sterfbed daar is, as die siekte daar is, dan ken ons die Here. Dan weet ons waar is daai noodroep. Dan weet ons, Here, nou het ons U nodig. My broers en susters, dink jy werklik waar dat die Here net moet spring as ons hom nodig het? Is dit nie tyd dat ons moet spring en sê, Here, vergewe my verlede nie, vergewe wat gebeur het nie, ek wil U aanvaar as my God en my saligmaker. Here, ek het U nodig in my lewe nou. Here, terwyl dit goed gaan, dis maandeinde. Dit was Black Friday. Almal het gespend asof dit die einde van die wêreld is. Maar Here, ek het U nou nodig meer as ooit in my lewe tevore. Here, ek wil U uitnooi om in my lewe te kom en vir my te kom sê wat U van my wil doen, wat U van my verwag, Here. My broers en susters, ek kan nie vir U sê hoe voel dit om net vir die Here te lewe. Hoe voel dit net om net meer en meer oor die Here te praat nie. Vir my gaan dit net oor die Here. Dis die vreugde van God in my binneste. Dis die vuur hier binne in my wat brand. Dis die fontein van lewende water wat uitborrel. Want die Here sê daar vir die Samaritaanse vrou, as jy weet wie met jou praat. My broers en susters, as u weet vanmôre wie klop aan die hart se deure, maak oop. Maak oop vir die Here, dat hy in julle kan inkom. En dat julle lewens kan verander word. En laat die vreugde en die vurige lewe ook in u binneste te kan wees. Laat die joy van die Here net in jou lewe kom. My broers en susters, wat het jy om te verloor? Niks nie. Wat het jy om te wen? Die ewige lewe. Ons het niks om te verloor op hierdie aarde nie. Maar as jy die Here nie aanneem nie, het jy alles verloor in die hele lewe. En u sal vir altyd en ewig spyt wees dat hy nooit die Here kans gegee het in die lewe nie. Wat die woord wel sê, dat staan nie in die woord, dat is maklik om 'n kind van die Here te wees nie, maar wat wel in die woord staan is, ek sal saam met jou in die storm wees, sê die Here. Hy sal saam met jou in die storm wees. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons weet vanmiddag, my God, maak nie saak wat se storm daar vandag in ons lewens is nie, maak nie saak hoe die storm woed om ons lewens, is dit ons huwelik, is dit finansies, is dit in siektes, Here, is dit in pyn, is dit in lyding, Here, wat dit ook al mag wees, my God, ek wil net bid, Vader, laat U ook in daai gesin, in daai broer en suster, in daai seun en dogter se hart inkom, en Here, laat U saam met hulle in daai storm is. My God, laat ons nie die branders sien nie, maar laat ons God sien agter die branders. Here, laat ons nie die storm sien, maar ons God in die storm sien, wat ons deurvat, Here. Ons wil vir U loof en prys en sê, dankie my God. Dankie, Here, laat U elkeen genees wat 'n siekte het. Here, dankie dat U werklik waar U hande uitstrek vandag, meer as ooit tevore. En Here, laat ons sal besef hoeveel ons in hierdie lewe gemis het. Ek wil vir U loof en prys en eer, my God, want U ontvang al die lof en prys en eer in Jesus naam. Amen. Shalom.